In vandag se les gaan ons nou kyk na gemengde bewerkings met heelgetalle. Met ander woorde, dit gaan nou al die oefeninge insluit van plus en minus, optel en aftrek en maal en deel. Goed, nou wanneer ons berekeninge doen met gemengde bewerkings, is die volgorde van bewerkings mos nou baie belangrik. Die volgorde van bewerkings is so belangrik want dit kan die antwoord beïnvloed. As jy die berekenings in die verkeerde volgorde doen, dan kan jy 'n verkeerde antwoord kry. Met ander woorde, die eerste volgorde van bewerking, en hierdie doen julle al van die laerskool af. Die eerste bewerking wat ons altyd doen is hakies. Dan die tweede bewerking wat ons doen is altyd van. Die derde rangorde van ons bewerking is ons maal en deel. Maal en deel. Nou is dit baie belangrik dat julle weer onthou, maal en deel het dieselfde rangorde. Met ander woorde, as jy 'n wiskundige bewerking kry met maal en deel in, dan beteken dit jy werk van links na regs. As jy nie van links na regs werk nie, kan dit ook partymal gebeur dat jou antwoord verskillend uitwerk. Jou volgorde is dus baie belangrik. Die volgende laaste enetjie is plus en minus. Dit is altyd die laaste rang. Met ander woorde, dieselfde geld by hulle. Hulle het dieselfde rangorde, met ander woorde, jy gaan werk van links na regs. As ons nou kyk na 'n paar voorbeelde van gemengde bewerkings, dan is dit nou belangrik dat ons 'n paar voorbeelde saam doen. Die eerste voorbeeld wat ons gaan doen is minus 6 plus 4 minus 23. Goed, as ons nou kyk na ons volgorde van bewerking, sien ons dit is net plus en minus. Omdat hulle dieselfde rangorde het, werk ons dus van links na regs. So ons gaan sê minus 6 plus 4 is minus 2. En dan nou nog die minus 23. Met ander woorde, minus 2 minus 23 gee nou vir my minus 25. Volgende voorbeeldjie, as ons het minus 100 gedeel deur minus 5 maal met 2. As ons nou kyk na wat ons hier het, het ons nou maal en deel. Maal en deel het dieselfde rangorde. Met ander woorde, ons gaan eers van links na regs werk. So ons gaan sê minus 100 gedeel deur minus 5 is 20. En 20 maal met 2 gee vir my 'n antwoord van 40. Die derde voorbeeldjie waarna ons kan kyk is 11 minus 3 plus 2 minus 1 en ek het nou hakies. Met ander woorde, onthou wat sê ons reeltjie? Ons reeltjie sê ons gaan altyd eers die hakies uitwerk. Met ander woorde, ons moet eers kyk wat hier binne aangaan. So as ek my sommetjie begin, gaan ek eers weer neerskryf 11 en dan gaan ek my hakies neersit en kyk wat gaan binne in my hakies aan. Ek het daar minus 3 plus 2 en dan het ek hier 'n minus wat langs mekaar staan en dit word 'n plus 1. Nou gaan ek my hakies weer verder vereenvoudig en dit is nou plus en minus wat dieselfde rangorde het. Met ander woorde, ek het minus 3 plus 2 is minus 1 plus 1. Met ander woorde, ek kry nou 11 minus 0 in my hakkie en dit gee vir my 'n antwoord van 11. Die vierde voorbeeldjie waarna ons kan kyk is 4 maal met 5a plus 3a maal met minus 6. Onthou nou, volgens ons rangorde,
gaan ons eers maal, met ander woorde, ons moet eers daai twee berekeninge doen, voordat ons kan vereenvoudig. So ek gaan hê 4 maal met 5a, maal ek die koëffisiënte met mekaar, so ek het 4 maal 5 is 20a. Hier het ek 3 maal met minus 6, en dit gee vir my minus 18a. As ek die som nou vereenvoudig, omdat ek nou wel gelyksoortige terme het, wat ek van mekaar kan aftrek, in hierdie geval kry ek 20a minus 18a, en dit gee vir my 'n antwoord van 2a. Die 5de voorbeeldjie waarna ons kyk, is 6ab gedeel deur 2b minus 16a gedeel deur minus 2. Nou onthou, my volgorde van bewerking is altyd eers die deel, voordat ek die minus gaan doen. Met ander woorde, ek gaan eers sê 6ab gedeel deur 2ab, gedeel deur 2b net, 6ab gedeel deur 2b, gee vir my 3a, en dan het ek 'n min gedeel deur 'n min word 'n plus, want onthou, as ons dieselfde tekens deur mekaar deel, dan verander dit in 'n plus, so 16 gedeel deur 2 is 8a, en dan kry ek 3a plus 11a, omdat hulle gelyksoortige terme is, 3a plus 8a, omdat hulle gelyksoortige terme is, kan julle sien, hulle lyk presies dieselfde, en hulle dieselfde veranderlik is, kan ek sê 3 plus 8 is 11a. Met ander woorde, my finale antwoord is 11a. My volgende voorbeeldjie wat ek met julle deurwerk, is minus a maal met a minus 3, minus hakkie a minus 3 maal met a. Dis my volgende voorbeeldjie, wat ek met julle gaan uitwerk. Goed, nou die eerste ding sê vir ons moet kyk na ons hakkies. Maar as ons nou kyk na ons hakkies, dan sien ons daar's niks in hierdie hakkie wat kan vereenvoudig nie. Dan moet ons nou ons distributiewe eienskap toepas, deur te gaan sê, ons gaan die minus a maal met die a, en dit gee vir my minus a kwadraat. Dan gaan ek nou weer my minus a maal met my minus 3, en 'n minus maal met 'n minus gee altyd weer vir my 'n plus, en dan het ons nou 3a. Reg. Die volgende deeltjie gaan ons nou ook na kyk. Ek gaan my minus sit, en dan gaan ek dit nou vir my bietjie makliker maak. Ek hou daarvan om die a voor te skryf as ek met die hakkie vermenigvuldig. En onthou, hierdie is nou daai eienskapie wat ons kan toepas om te sê 2 maal 3 is dieselfde as 3 maal 2, want 6 is tog mos 6. Met ander woorde, hierdie kan ons skryf is a minus 3 maal met a, met ander woorde, ons kan hom skryf as a maal met a minus 3. As ek dit nou gedoen het, dan is dit vir my nou makliker om die distributiewe eienskap toe te pas, wat sê ek gaan my hakkies uitvermenigvuldig. So, ek het nou hierdie minus a kwadraat plus 3a. Nou het ek my minus a, wat ek gaan vermenigvuldig met my a. En 'n minus maal 'n plus is 'n minus. A maal a is a kwadraat. Dan het ek nou my volgende, my minus a, wat ek gaan vermenigvuldig met my minus 3. En minus maal 'n minus is 'n plus, en a maal met 3 gaan vir my gee 3a. As ek nou hierdie som verder vereenvoudig, dan sien ek nou duidelik dat ek gelyksoortige terme het. En minus a kwadraat gee vir my minus 2a kwadraat. Want my soort is nou a kwadraat. En dan het ek nou my plus 3a
plus 3a, met ander woorde, my sommetjie se antwoord is dan minus 2a kwadraat plus 6a. My laaste voorbeeld wat ek saam met julle uitwerk, is as ek het 8ab op x gedeel deur 2ab op x. Nou is die belangrike ding wat julle moet onthou, as ons deel met 'n breek, dan gaan ons die deel verander na 'n maal toe. Met ander woorde, hierdie deel gaan ek verander na 'n maal toe. En dan gaan ek hierdie laaste breekie mos omdraai, want ek moet maal met sy resiprook. So ek gaan kry x op 2ab. Nou kan ek direk hiervandaan af gaan en ek kan gaan sê daai x se kanselleer uit. Ek kan sien my a's kanselleer uit en verder kan ek sien my b's kanselleer uit. En dan kan ek nou sien maar 2 gaan in 8 in 4 keer. Met ander woorde, as ek daai antwoord uitwerk, is die antwoord 4. Die ander manier wat julle kon gedoen het, is om eers te gevermenigvuldig het, so jy het dan 8ab op x maal met x op 2ab. As ons, soos wat julle in graad 8 ook geleer het, die tellers met die tellers vermenigvuldig, dan kry jy bo die lyn 8abx en die noemers met die noemers, dan kry jy onder die lyn 2abx. En as ek dan vereenvoudig, dan gaan ek ook weer sien my x se kanselleer uit, my b's kanselleer uit, my a's kanselleer uit en ek kan sê 2 gaan in 8 in 4 keer. Met ander woorde, my antwoord is 4. Dis baie belangrik dat jy die metode kry wat vir jou reg sal werk. Daarmee volstaan ek dan nou met vandag se lesie. Ek gaan julle huiswerkies neerskryf en dan kan julle hierdie werk inoefen deur die huiswerk te voltooi. Dis regtig baie belangrike werk hierdie, want dit is die basis waarop al jou algebra gegrond is. So, dit is baie nodig dat jy dit mooi onder die knie het.